Goeiemôre geliefdes op hierdie Kersoggend 2025. Geliefdes, ek het hieroor gedink en besef hoe uniek ons verlosser is, wie se geboorte ons vandag herken en herdenk. En ja, ons weet dat dit nie die regte datum is nie, want ons weet nie wat die datum is nie. Maar dit gaan nie oor 'n datum nie, dit gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor 'n baie unieke persoon. Ek wil dan nou vanoggend met julle gesels oor die uniekheid van Jesus Christus. Geliefdes, kom ons maak net eers die oë toe voor ons verder gaan. Hemelse Vader, vandag kom ons en ons herdenk die geboorte van u seun, u enige gebore seun, die Heiland Jesus Christus. Wat 'n unieke, maar wonderbaarlike gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. So uniek dat die engele hulle self nie kon inhou nie, maar hulle het uitgebars in lofsange toe die nuus aan die skaapwagters en die skaapherders bekend gemaak is. Here, en ons wil vanmôre vir u baie dankie sê. Dankie, Here, dat u u seun gestuur het om te vind en te red wat verlore is. Here, seën ons vandag op hierdie Kersdag. Seën elkeen wat luister. Here, gee vir hulle ore om te luister. Gee vir hulle verstand om te verstaan. En gee vir hulle geopende harte om hierdie boodskap te bewaar. En ek vra seën my Here en spreek deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, elke jaar soos ons die Kersseisoen en die drempel van 'n nuwe jaar nader, vind ek dit lonend om te besin oor die uniekheid van ons verlosser, die Here Jesus Christus. As iemand wat in die gesag en inspirasie van die skrif glo, is daar die hoop en die oortuiging dat die wederkoms van Christus nie net op hande is nie, maar dat selfs daardie betekenisvolle gebeurtenisse wat in Matteus 24 en Openbaring 6 tot 18 beskryf word, nie ver weg kan wees nie. Maar die wêreld hou egter meestal nie aan so oortuiging vas nie. Die wêreld vier Kersfees, maar hulle vier dit sonder Christus en dit word al hoe meer blaatant soos die jare verbygaan. En nie net dit nie, maar baie mense het vandag 'n afkeer van die sing van Kersliedere of enige soort godsdienstige klem gedurende die seisoen van die jaar. Sommige het selfs voorgestel, en dit gebeur, dis nie net meer 'n voorstel nie, om die naam van die seisoen na 'n sekulêre, onopvallende naam te verander. Trouwens, leef ons nie nou in 'n era waarin slegs een vooroordeel geduld word nie, en dit is anti-Christelike onverdraagsaamheid. Michael Novak, die vooraanstaande rubriekskrywer, het eens gesê dat jy nie vandag meer groepe soos die Afro-Amerikaners of inheemse Amerikaners of vroue of homoseksuele of Pole of wie ook al in openbaar kan veroordeel of bespot nie. Vandag is Christene die enigste groep wat jy in die openbaar kan veroordeel en kan bespot en randfigure kan maak. Aanval op die kerk en die Christendom is algemeen. Soos Pat Buchanan dit eens gestel het, Christelike afpersing is 'n gewilde binneshuise sport. Maar dit behoort ons nie te verbaas nie, want die wêreldbeskouing waarvoor al hoe meer westerlinge gekies het, selfs al is dit by verstek, is die van sekulêre humanisme met sy hoop in die mensdom en nie die Godmens Christus Jesus nie. En ironies genoeg, tesame met hierdie wêreldbeskouing is daar 'n sekere moedeloosheid en teleurstelling en ontevredenheid met die werk wat die mensdom doen. En dit het die deur oopgemaak vir die nuwe era beweging en sy vertroue in die mensdom, maar ook sy geloof in wat neerkom op demoniese magte, die magte wat agter al die godsdienste van die wêreld en die kultusse en die okkulte is.
Want die wêreld het nog altyd sy godsdienstige leiers en valse messiasse gehad. Christus het in 1 Johannes 2 vers 18 en 22 en 1 Johannes 4 vers 3 gewaarsku dat die laaste dae dat daar baie valse messiasse sal opstaan wat soos Johannes vir ons sê, sal kulmineer in die antichrist. En van die godsdienste van die wêreld, van al die godsdienste in die wêreld, is die Christendom uniek omdat dit voortspruit uit die uniekheid van Jesus Christus, die grootste mens wat ooit geleef het. Want in Jesus het ons een wat feitelik elke aspek van die menslike lewe verander het, maar ongelukkig is die meeste mense heeltemal onbewus van die werklikheid van hoe hy die wêreld so volledig beïnvloed het. En sekerlik is een van die grootste tragedies van die Kersvakansie elke jaar nie die kommersialisering van sy geboorte nie, maar die manier waarop dit onbeduidend word, onbelangrik word, selfs wanneer mense wel van sy geboorte en Kersfees praat as 'n uitdrukking van die gees van vrygewigheid. Dit is die belangrike ding mos. Soos James Kennedy uitwys, hoe tragies is dit dat mense hom vergeet het aan wie hulle so baie verskuldig is. En Jesus sê in Openbaring 21 vers 5, kyk, ek maak alles nuut. En hierdie woord kyk is die woord idou in Grieks en dit beteken let goed op of kyk noukeurig of ondersoek noukeurig. Hy sê ondersoek noukeurig, ek maak alles nuut. Alles wat Jesus Christus aangeraak het, het hy heeltemal getransformeer. Hy het tyd aangeraak toe hy in die wêreld gebore is. Hy het 'n verjaarsdag gehad en daardie verjaarsdag het die manier waarop ons tyd meet heeltemal verander. Die persoon en die werk en die lewe van Jesus Christus staan as onweerlegbare bewys teen die sekulêre wêreldbeskouing en al die godsdienste van die wêreld, ongeag hulle samestelling. Niemand anders is gekwalifiseerd of in staat om in die behoeftes van die gevalle mense om te voorsien of te herstel wat deur Adam en die val van die mens verlore is nie. 'n treffende illustrasie hiervan word gesien in Openbaring 5 vers 1 tot 11. In 'n noukeurige studie van die konteks en die inhoud van die Openbaring is hy hoofstukke 6 tot 19 dui daarop dat die 7 verseelde boek wat slegs Christus kan oopmaak, die verhaal bevat van die mensdom wat sy heerskappy oor die aarde aan Satan, die dief, verloor en die herstel daarvan deur die Godmens verlosser, die leeu wat ook die lam is. Want hy alleen is in staat om te bereik wat niemand anders in die heelal kan nie. En gebaseer op sy dood as die lam en sy opstanding as die verlosser, redder, herstel hy wat verlore gegaan het deur die oordeele van die verseelde boek. En dus, terwyl ons die uniekheid van Christus oorweeg, moet ons ook erken dat hierdie uniekheid ons trou en toewyding as gelowiges eis. Dit vereis dat ons prioriteite herrangskik en as ligte in 'n donker en somber wêreld staan wat die boodskap van hierdie unieke Christus, hierdie Godmens, hierdie verlosser van die wêreld verkondig. Jesus self het probeer om hierdie denkwyse op sy disippels af te stempel, toe hy in Matteus 5 vers 13 tot 16 mos julle gewillig gesê het, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. En in die persoon van Jesus Christus het ons een so uniek dat sy lewe nie deur natuurlike prosesse verklaar kan word nie. Sy persoon en lewe tart as dit ware die natuurlike. Die uniekheid van Jesus Christus lewer bewys soos Josh McDowell so goed geskryf het, dit vereis 'n uitspraak, dat hierdie man nie net uniek is nie, maar die verlosser van die wêreld. Om die uniekheid van Christus behoorlik te oorweeg, wil ek ons met eers die uniekheid van die Christendom oorweeg. Want van al die oortuigings van die mensdom, of dit nou godsdienstig, polities of filosofies is slegs die Christendom, en dit sluit in die Ou Testamentiese fundament, is gebaseer op historiese dade en feite. Ander godsdienste is gesentreer in die etiese en godsdienstige leringe van hulle stigters, maar die Christendom is gebou op die groot gebeurtenisse van skepping en verlossing. Die moslimgeloof is gebaseer op die leringe van Mohammed, boeddhisme op die leringe van Boeddha, Confucianisme op die leringe van Confucius, Marxisme op die leringe van Marx, evolusie op die leringe van Darwin. Maar nie een van hierdie is gebaseer op die waarneming van historiese data of feite nie, maar op die leringe en teorieë van mense.
Onthou, evolusie is gebaseer op 'n teorie, dit bly nog steeds staan bekend as die evolusie-teorie, nie op waarneembare data nie. Die Christendom is egter gegrond nie op wat Jesus geleer het nie, en hierdie onderskeid is noodsaaklik om te begryp, maar op wie Jesus is en op wat Jesus bereik, wat hy gedoen en bereik het. En natuurlik, as Christene staan ons ferm op sy leringe. Niemand het ooit gepraat en geleer soos Jesus nie, maar uiteindelik was die waarde van wat hy gesê het afhanklik van wie hy was en wat hy gedoen het en oorvloedige historiese bewyse wat sy lewe en woorde bevestig het. Dit het die leringe van Christus gesag gegee en hulle alleen in die kategorie van absolute waarheid geplaas. Want die waarheidsgetrouheid van Jesus en sy leringe staan op die geldigheid van historiese rekords wat onderhewig is aan ondersoek en bewyse. Dis iets wat mens kan sien. Alle ander oortuigings is gebaseer op die leringe en idees van diegene wat niks meer as blote mense was. Maak nie saak hoe briljant of charismaties of magtig hulle mag gewees het nie, daar's geen waarborg van hulle objektiwiteit of vir hulle akkuraatheid of uiteindelike vermoë om te lewer wat hulle beloof het nie. Die uniekheid van die Christendom hang egter duidelik af van die uniekheid van sy sentrale figuur, die Here Jesus Christus. Sommige probeer om Christus onder die groot godsdienstige leiers van die geskiedenis te plaas as net een onder baie, maar dis grotesk, dis absurd. Want of hy was wie hy gesê het hy was en wie die geskiedenis hom bewys het, of soos iemand dit gestel het, hy was gelykstaande aan 'n man wat dink hy's 'n geposeerde eier. Christus se uniekheid is so groot dat niemand, absoluut niemand, met hom vergelyk kan word nie. Maar daar's nog 'n bewys van die uniekheid van die Christendom, as 'n uitvloeisel van die lewe en die dood en die opstanding van Christus. En dit is die ontsaglike impak van Christus deur die kerk oor die mensdom in die geskiedenis. In sy uitstekende boek What If Jesus Had Never Been Born gee James Kennedy 'n oorsig van sommige van die positiewe bydraes wat die Christendom deur die eeue gelewer het. In 'n aanleiding van hierdie oorsig ontwikkel hy dit in detail, maar hier is 'n paar hoogtepunte wat hy noem. Hospitale wat hoofsaaklik gedurende die middeleeue begin het. Universiteite wat ook gedurende die middeleeue begin het. En daarbenewens is die meeste van die wêreld se grootste universiteite deur Christene vir Christelike doeleindes begin. Geletterdheid en onderwys vir die massas, kapitalisme en vrye onderneming, verteenwoordigende regering, veral soos ons dit in die Amerikaanse eksperiment sien. Die skeiding van politieke magte, burgerlike vryhede, die afskaffing van slawerny beide in die antieke tyd en in die meer moderne tye. Moderne wetenskap, die ontdekking van die nuwe wêreld deur Columbus, die verheffing van vroue, welwillendheid en liefdadigheid, die barmhartige Samaritaanse etiek, soos hulle dit noem. Hoër standaarde van geregtigheid, die verheffing van die gewone man, die veroordeling van egbreuk en homoseksualiteit en ander seksuele perversies. En dit het gehelp om die mensdom te bewaar en het van baie hartseer gespaar. Alhoewel dinge verander, ons sien dit gebeur. Die hoë agting vir menslike lewens, die beskawing van baie barbaarse en primitiewe kulture, die kodifisering en skryfwerk van baie van die wêreld se tale, groter ontwikkeling van kuns en musiek, die inspirasie van die grootste kunswerke, die tallose veranderde lewens wat van laste en bates vir die samelewing omskep is as gevolg van die evangelie en die ewige verlossing van tallose siele. En dit is maar net 'n paar. Dit is van die vele bydraes wat teweeggebring is deur die prediking van die boodskap van die evangelie van verlossing in Christus. En dit gebeur as gevolg van die geestelike verandering wat Christus in die harte van mense bring. Nadat hy hierdie bydraes opgesom het, Kennedy afgesluit, sê toe, Jesus Christus die vorm van 'n mens aangeneem het hy die mensdom met 'n waardigheid en inherente waarde deurdrink, waarvan nog nooit tevore gedroom is nie. Wat Jesus ook al aangeraak het, of wat hy ook al gedoen het daardie aspek van die menslike lewe getransformeer. En baie mense sal lees oor die ontelbare klein voorvalle in die lewe van Christus, sonder om ooit te droom dat daardie terloops genoemde sogenaamde klein dingetjies die geskiedenis van die mensdom sou transformeer. En kom ons kyk nou na die uniekheid van Christus. Ons kyk na eerste die afwagting van sy koms.
Die feit van vervulde profesieë is een van die unieke kenmerke van die Christendom. Want die koms van Jesus Christus is in fyn besonderhede geprofeteer aangaande sy afstamming, sy aard, sy geboorteplek, waar hy groot gemaak sou word, sy loopbaan, sy doel, die spesifieke manier en aard van sy dood, sy opstanding en baie ander vervulde profesieë. En al hierdie profesieë is honderde jare voor sy geboorte of sy eerste koms gemaak. En dan kyk ons na die aard van sy geboorte. Want sy geboorte was natuurlik die mees unieke geboorte in die hele menslike geskiedenis. En alhoewel antieke mitologie gevul was met verhale van halfgode wat veronderstel was om die nageslag van wellustige verbintenisse tussen vroue en gode, wat eintlik demone is te wees, was daar niks wat naby die verhaal van die geboorte van Jesus Christus kom. Christus se geboorte staan alleen in die geskiedenis. Deur die wonderbaarlike werk van die Heilige Gees het God self in 'n maagd se baarmoeder in embrioniese vorm ingetrek, sodat sy na 'n natuurlike 9 maande lange swangerskap geboorte gegee het aan 'n seun wat ook God se seun was. Hy was die God-mens verlosser, nie 'n God-inwonende mens nie. Hy was beide ware en egte menslikheid en onverminderde godheid verenig in een persoon vir ewig. Geen ander persoon was soos hierdie in feite of in fiksie nie. En as gevolg van hierdie unieke geboorte kon Christus die vloek van sonde en die vloek van Jegonja, jy lees van Jegonja as Gonja in Jeremia 22 vers 24 tot 27 en Jegonja is 'n spottende naam vir hom. Hy kon hierdie vloek omseil sodat hy uniek gekwalifiseerd was as die sondelose een om beide na die kruis te gaan om as die lam van God te sterf en om op die troon van sy vader Dawid te regeer as die leeu van die stam van Juda. En dan die uniekheid van sy persoon. Dit word soos hierbo genoem gevind in die goddelike ek wil amper sê, die Engels sal sê goddelike / menslike natuur van Christus. 2 nature verenig in een persoon. In die Bybel maak die bewering dat Jesus Christus beide God en mens is. As God het hy alle dinge geskep, soos ons Johannes 1 vers 1 en Kolossense 1 vers 16 sien, en as mens was hy sondeloos en het hy as die sondelose plaasvervanger gekom om vir die mensdom se sondes te sterf. Maar die verklaring van die skrif en die bewyse van sy lewe bevestig dat hy nie half mens en half God was nie, maar heeltemal mens en heeltemal God verenig in een persoon. Totaal uniek. Hy is God se onbeskryflike en ondeurgrondelike geskenk aan die wêreld. Hy is die mees unieke persoon in die heelal. Geen ander godsdienstige leier het ooit ernstig so bewering gemaak nie, want geen ander kon dit deur hulle lewe staaf nie. Maar kyk ons na die uniekheid van sy lewe. Sy lewe is ongeëwenaard in skoonheid, in omvang, in karakter, in effek. Niemand het ooit soos Christus gepraat en die dinge gedoen wat hy gedoen het, of die beweringe gemaak wat hy gemaak het. In die lig van Christus se magtige woorde en werke en die perfekte en sondelose persoon wat mense hom gevind het, kan die beweringe wat hy gemaak het nie van die hand gewys word nie. Mense kan nie in alle eerlikheid teenoor historiese bewyse Christus se beweringe as die van 'n maalman afmaak om hom as 'n bedrieger verwerp nie. Ja, en ek weet moderne skeptici probeer sy wonderwerke en sy beweringe toeskryf aan bloot die karakter van sy lewe. Maar hulle doen dit bloot as gevolg van hulle vooroordeel teen die lig, teen die waarheid en teen die wonderbaarlike. Nie omdat daar 'n gebrek aan bona fide historiese bewyse is nie. En kyk ons nou die uniekheid van sy dood. Want sy dood is net so uniek, nie omdat hy gekruisig is nie, maar omdat dit reeds in Psalm 22 geprofeteer is, eeue voordat die dood deur kruisiging in Palestina eers bekend was. En tweedens, dit is uniek as gevolg van die manier waarop hy gesterf het, wat sy sondelose en heilige karakter vertoon. En derdens, as gevolg van die wonderwerke rondom sy dood, dink aan die duisternis, die aardbewing, die opening van die grafte. Nadat hy Christus aan die aan die kruis en die gebede van daardie dag gesien het, het die Romeinse hoofman oor 100, wat honderde aan 'n kruis en sterf het, gesê, waarlik, hy was die seun van God. En dan sien ons die uniekheid van sy opstanding.
Ander godsdienste en filosofiese leiers het gekom en gegaan, het opgestaan, gesterf. Maar niemand het uit die dood teruggekom om hulle werk voort te sit soos Jesus Christus nie. En ook dit is uniek, nie net omdat Jesus Christus in hierdie opsig alleen staan nie, maar as gevolg van die Ou Testamentiese voorspellings en die onweerlegbare bewyse vir die historiese feit van die opstanding. Die leë graf, sy verskyning na die opstanding aan die veranderde lewens van sy disippels, om nie eers te praat van die voortsetting van die Christendom te midde van die grootste teenspoed nie. Die feit is dat mense Jesus Christus, sy geboorte, sy wonderwerk en sy opstanding verwerp, nie weens 'n gebrek aan bewyse nie, maar eerstens omdat hulle die bewyse nooit werklik met 'n oop gemoed nagevors het nie, of tweedens hulle nie aan sy gesag en eise wil onderwerp nie, of derdens omdat hulle 'n basiese antibonatuurlike filosofie het, 'n vooroordeel teen die wonderbaarlike, of albei. Hulle benader geskiedenis met 'n vooropgestelde idee en dan pas hulle die bewyse dienooreenkomstig aan. Met ander woorde, voordat hulle selfs met hulle historiese ondersoek begin, het hulle die inhoud van hulle resultate reeds bepaal. Baie historici benader geskiedenis met sekere voorveronderstellings en hierdie voorveronderstellings is nie historiese vooroordele nie, maar eerder filosofiese vooroordele. Hulle historiese perspektief is gewortel binne 'n filosofiese raamwerk en die metafisiese oortuiging bepaal gewoonlik dan die sogenaamde historiese inhoud en resultate. En dan die in hakies moderne navorser, wanneer die historiese bewyse vir die opstanding aangebied word, sal dit gewoonlik verwerp, maar nie as gevolg van historiese ondersoek nie. Die reaksie sal dikwels wees, omdat ons weet daar is geen God nie, of die botnatuurlike is nie moontlik nie, of ons leef in 'n geslote stelsel, die sogenaamde matrix, of wonderwerke is nie moontlik nie, ensovoorts. En altyd dikwels is dit die uitvloeisel van filosofiese spekulasie en nie historiese huiswerk wat hulle gedoen het nie. Hulle sê iets asof dit waar is, net omdat hulle dit sê. 'n Illustrasie waarvoor Josh McDowell in sy More Evidence That Demands a Verdict praat, is die sogenaamde Jesus seminar wat beweer het dat hulle soek na die Jesus van die geskiedenis, wat hulle beweer anders is as die Jesus van geloof. En dis die siening van diegene wat by die Jesus seminar betrokke is, dat die historiese Jesus 'n slim, geestige, teenkulturele man was wat nooit beweer het dat hy die seun van God is nie, terwyl die Jesus van geloof daarenteen 'n groep feel-good of voel-goed idees is wat mense help om reg te leef, maar uiteindelik gebaseer is net op wensdenkery. En in die bespreking van die Jesus seminar haal Strobel Dr. Luke Timothy Johnson aan en hy skryf, Johnson kritiseer die Jesus seminar sistematies en sê dit verteenwoordig geensins die room van Nuwe-testamentiese wetenskap nie. Dit volg 'n proses wat bevooroordeeld is teen die egtheid van die evangeliese tradisies en die resultate daarvan is reeds vooraf bepaal. En hy sluit af, dit is nie verantwoordelike of selfs kritiese akademieskap nie, dit is 'n selfbevredigende skynvertoning. Hy haal verder aan vooraanstaande geleerdes met soortgelyke menings, insluitende Dr. Howard Clark Key wat die seminar 'n akademiese skande genoem het, en Richard Hayes van Duke Universiteit, wie se resensie van die 5 evangelies beweer het dat die saak wat deur hierdie boek aangevoer word in geen hof sou standhou nie. So weer eens, wat maak Christus 'n persoon uniek? Die maagdelike geboorte van die seun van God, die inkarnasie, die geboorte van die Godmens. Slegs die maagdelike geboorte kan 'n voldoende antwoord gee op die verskynsel van die uniekheid van Jesus Christus. In Christus se lewe en bediening het hy gedemonstreer wie hy was. Eerstens, die Godmens, die enige gebore van die Vader vol genade en waarheid. En hy het ook sy doel verklaar om vir ons sondes te sterf. En tweedens, in sy dood aan die kruis het Christus daardie doel bereik. Hy het ons sonde in sy sondelose liggaam aan die kruis gedra en hy het as ons plaasvervanger gesterf en hy het ons oordeel op hom geneem. En derdens, deur sy opstanding het God die waarde van sy seun se dood en die sondeloosheid van sy persoon bewys. En dit het bewys dat hy die unieke Godmens is. En soos verordineer in die ewige raad van God, histories vir die mens, het dit alles begin in die volheid van die tyd,
soos Galasiërs 4 vers 4 sê, toe Maria geboorte gegee het aan haar eersgebore seun Jesus. Maar dit was geen gewone geboorte nie. Dit was eerder die gevolg van die krag van die Heilige Gees, soos Matteus 1 vers 20 en Lukas 1 vers 50 het baie duidelik stel. En alhoewel het honderde jare lank in die profete verwag is, het dit alles begin met daardie eerste Kersfees, toe die Seun van God vlees geword het en onder mense begin woon het. En dan ter afsluiting een eensame lewe. Hy is in 'n onbekende dorpie gebore, die kind van 'n boeremeisie. Hy het in 'n ander dorpie groot geword waar hy in 'n skrynwerkerswinkel gewerk het tot hy 30 was. En toe was hy vir 3 jaar 'n rondreisende prediker. Hy het nooit 'n boek geskryf nie. Hy het nooit 'n ambt beklee nie. Hy het nooit 'n gesin gehad of 'n huis besit nie. Hy het nie college toe gegaan nie. Hy het nooit 'n groot stad besoek nie. Hy het nooit verder as 200 myl van die plek waar hy gebore is gereis nie. Hy het niks van die dinge gedoen wat gewoonlik met grootsheid gepaard gaan nie. Hy het geen geloofsbriewe gehad behalwe homself nie. En hy was slegs 33 toe die gety van openbare mening teen hom gedraai het. Sy vriende het weggehardloop. Een van hulle het hom verloor. Hy is aan sy vyande oorgelewer en hy het deur die bespotting van 'n verhoor gegaan. Hy is aan 'n kruis vasgespijker tussen 2 diewe. En terwyl hy sterwend was, het sy teregstellers oor sy klere gedobbel. Die enigste eiendom wat hy op aarde gehad het. En toe hy dood was, is hy in 'n geleende graf gelê deur die medelee van 'n vriend. Die 19e eeu het gekom en gegaan en vandag is hy steeds die sentrale figuur van die mensdom. Al die leers wat ooit gemarseer het, al die vlote wat ooit geseil het, al die parlemente wat ooit gesit het, al die konings wat ooit regeer het, almal saam, het nie die lewe van die mens op hierdie aarde soveel beïnvloed as hierdie een enkele unieke lewe nie. Amen. Kom ons maak die oor toe. Here, ons wil halleluja sing. Ons wil ons hande oplig en juig. Ons heiland leef. Ons verlosser gebore in 'n stal in Bethlehem, sit op die troon as die leeu van Juda. Dankie, Here. Dankie is so klein woordjie. Dis al wat ons het om te bied, Here. Ons dank en ons aanbidding. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle tyd gemaak het om te luister vanoggend. Mag hierdie 'n wonderlike Christusfeesdag wees vir julle. En mag die uniekheid van sy persoon, die uniekheid van wie hy is en van wat hy gedoen het, vandag julle gedagtes en julle sinne oorheers. Mag julle dit geniet. Mag die Here met julle wees, mag sy genade oor julle vaardig word vandag. Mag hy julle vrede gee. Shalom.